in die hospitaal met mense doenig was en op die vliegtuig en al so. Jy het daarom seker in jou tyd ook dames gesien wat wil fancy wees. Jy weet, hulle ook in die hospitaalbed, dan moet die make-up reg wees. Soos die ding wat ek aanrig van lees, dit was vir my so gaaf. Die ou professor vra vir die jong dokter of hy spieël voor die patiënt se mond gehou het om te kyk of daar nog 'n asempie is. Toe sê hy nee, het. Toe sê die professor, nou wat was die reaksie? Hy sê, toe steek sy haar hand uit en sy vra die spieël. Sulke soort mense. Weet jy, Maar ek wil, voor jy begin vertel, wil ek net iets addisioneel vra. Wat gebeur met mense hier as hulle nou regtig verloor hulle die foefies des lewens? As hulle nou heeltemal teen die sand is, soos ek nou word ja, dis snaaks dat jy as mediese personeel is gewoond daaraan dat mense so is, maar hulle is nie gewoond daaraan om so te wees nie. En hulle familie is nie gewoond daaraan om hulle so te sien nie. En ek dink baie mense dink mediese personeel is hard omdat hulle dit so maklik hanteer. Maar dis net jy's gewoond daaraan om mense in daai stadium van hulle lewe te sien. Maar jy's nie gewoond daaraan om so te wees nie, of om jou mense so te sien nie. En dit is maar hoekom hulle dink ons is hard. Maar Jan se vraag nou van hierdie mooi... Dis nou eintlik 'n start op 'n ander storie. Nou ja, maar vertel dan maar die ander storie. Van my mense daar in die Kaap, dis ook iemand wat op 'n bus geklim het, maar die bus in die Kaap is vol. En so 2 van die Kaapse mense klim toe op 2 mans en hulle vat die laaste 2 sitplekke. En hulle sien daar is nou niks anders in die bus nie, maar hulle is nie lus verstaan nie. En dan klim juis iemand op wat graag 'n spieël vra en wat graag altyd reg is met die foefie goedjies in die lewe. Ja, en sy die klere van boven tot beneven is dit nou van die klere in die rose en die hare van 3 kleure en opgedoen en alles wat sy in die hande kon kry opgeplak op die gesig ook. En vir haarself was dit toe baie pragtig. Maar mense het daar raak gesien en sy het so rondgekyk in die bus. En sy soek 'n sitplek. En hierdie 2 is toe baie bewus daarvan dat hulle die laaste sitplek geneem het en dat hulle eintlik moet staan. Hulle ma het hulle dan goed groot gemaak en een stamp so aan een. En hy sê, "Hey, staan jy nie op nie?" En hy kyk vir my en sê, "Nee, 'n painting moet hang." Die ou sit ook die hele bus. My pa het altyd gesê is maklik om 'n gentleman te wees as die bus leeg is. Ja. Maar as jy 'n klomp mans sit en 'n dame staan, is dit verskriklik en hierdie dametjie staan. En sy kyk nader aan so vir die ou wat so lekker sit. Sy sê, "Meneer, staan jy nie op vir 'n verwagtende vroutjie nie?" Hy sê, "Ag, ekskuus, ek is verskriklik jammer." En hy staan op en sy gaan sit. Nou hang hy en hy kyk so af. Hy sê, "Verskoon my, maar hoe lank verwag jy al?" Sy sê, "'n halfuur en is ek moeg." Die ou nou van die bus gepraat, die ou professor wie se gedagte nie meer so heeltemal daar was nie, die staan ook in die bus.